1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die appel val nie ver van die boom af nie. Bernard is 5 jaar oud. Hy weet hoeveel 5 is. Dit is net soveel soos al die vingers van sy een hand. 'n Hele dag speel hy in die een hoek van die motorhawe, waar sy pappa aan die ander mense se stikkende motors werk en dit regmaak. Bernard weet dat hy nooit tussen die motors mag rondloop nie, want dan kan hulle hom dalk raakry. In die hoek waar hy speel, het sy pappa 'n kist neergesit. Pappa het 'n klomp gereedskap soos 'n tang, 'n hamer, 'n skroewedraaier en skroewe en 'n stikkende slot met baie los sleutels en skroefies daarin gesit. Daar is ook 'n ou stikkende motor-engine in die kus en daaraan werk Bernard die heel graagste. Hy draai die skroefies los en vas en weer los en vas die hele dag deur. Een oggend kom oom Dirk met sy motor na die motorhawe, sodat Bernard se pappa die wiele kan regmaak. Bernard ken vir oom Dirk, want hy het die oom al baie by sy ouma se huis gesien. Oom Dirk kyk na Bernard wat so mooi lyk met sy blou oorpak aan en so soet met die skroefies sit en speel. "O, ek sien die appel val nie ver van die boom af nie, nê?" sê oom Dirk en glimlag met pappa. "Ja, dit is net soos jy sê pappa." En Bernard kyk op. Hy sien nêrens 'n appel lê nie. "Ek wonder waar hulle die appel sien lê," dink hy. Hy los die speelgoed en vee sy hande aan 'n stuk lap wat in die kus lê af en stap agterom die motorhawe tot waar die ry bome staan. Hy kyk oral rond, maar sien nêrens 'n appel lê nie. "Miskien het die oom van die appels in ons eie tuin gepraat," dink hy. Hy kan nie onthou dat hy appels aan hulle bome gesien het nie. Maar miskien het hy net nie mooi gekyk nie. Die middag by die huis stap hy tot daar agter in die tuin waar die 2 appelbome staan. Maar daar is geen appels nie. Die bome het nie eens blare aan nie, want dit het van die koue afgeval. Dalk het oom Dirk van die appels in ouma se tuin gepraat, dink hy. Toe hy en sy pappa en mamma weer by ouma kom, is hy net haastig om na ouma se tuin toe te gaan, maar daar is ook nie appels nie. Ouma se bome is almal net so kaal en sonder 'n blaartjie soos die 2 bome in hulle eie tuin. "Ouma, het oom Dirk ook appelbome in sy tuin?" vra hy later vir ouma. "Ja my kind, daar is baie appelbome," sê ouma. "Het ouma se grootman lus van 'n appel?" Ouma het nie nou appels in die huis nie, maar ouma het lekker droë appelringe en droë perskes en ook vars lemoene. Sy gee vir hom 'n handvol droë vrugte en 'n lemoen om uit te suig. Kort druk hy sy vingertjie diep in die gaatjie wat sy in die lemoen gemaak het, sodat die lemoensap makliker kan uitkom as hy daaraan suig en die lemoen net so saggies druk. En al die tyd wonder hy nog oor die appel wat nie ver van die boom val nie. Later gaan staan hy by die voorhekkie van ouma se huis. Hy kyk na oom Dirk se huis daaroor kan die straat, maar hy weet hy mag nie alleen daarin stap nie. Hy wens en wens dat ouma hom na oom Dirk toe wil stuur. Dan sal hy mos self kyk dat daar nie motors in die straat is wanneer hy moet oorstap nie. En dan kan hy gaan kyk of daar nie appels in die tuin is nie. Skielik sien hy vir oom Dirk daar buite in sy blomtuin. "Dag oom Dirk," roep hy. "Dag ou Grootsteen," groet die oom. "Wil jy 'n bietjie hier by my kom kuier?" Dis vir Bernard lekker as oom Dirk vir hom Grootsteen sê, want pappa noem hom ook so en pappa het hom baie lief. Oom Dirk kom haal vir Bernard by ouma se voorhekkie. Voordat hulle oorstap, maak hulle eers seker dat daar niks in die straat aankom nie. Hulle kyk eers regs op in die straat, maar sien niks.
Hulle kyk links en weer regs en daar kom niks aan wat hulle kan raakkry nie en vinnig stap die twee oor die straat. Bernard en oom Dirk gesels lekker. Oom Dirk vertel hom van die blomme en die bye en die voëls. Oom, het oom se bome appels aan? Vra hy. Nee, jong Bernard, dis nou winter. Die bome is kaal en hulle rus nou eers in die koue, sodat hulle volgende somer weer baie vrugte kan dra. Appels is altyd so 'n bietjie later ryp as die meeste ander somervrugte. Oom Dirk gaan haal 'n rooi appel uit die kus in die kombuis en gee dit vir Bernard. As jy dit met 'n droë doek vryf, sal dit mooi blink, sê hy. Bernard haal sy skoon sakdoekie uit sy broeksak en vryf die appel. Hy is bly dat hy elke oggend 'n skoon sakdoek kry. Anders het hy nie nou iets gehad waarmee hy die appel kon blink vryf nie. Hoe meer hy vryf, hoe blinker en gladder word die mooi rooi appel. Woets! Die appel glip uit sy hand en rol tussen die plante in. Hy wil dit net optel of hy sien dat dit onder 'n boom geval het. "Haai oom Dirk," sê hy bly. "Kyk, die appel val nie ver van die boom nie." Verbaas kyk oom Dirk na hom. "En waar leer jy sulke gesegdes, grootseun?" "Dis mos oom wat vir pappa gesê het dat die appel nie ver van die boom val nie. En weet oom wat? Al die appelbome is mos nou kaal en rus soos oom gesê het. Maar nou het die appel nie ver van die boom geval nie." Oom Dirk lag sommer so lekker uit sy maag. Sy mond is eintlik wyd oop. "Ha ha ha ha!" lag hy. "Jong Bernard, as 'n mens sê dat die appel nie ver van die boom val nie, beteken dit dat die seun na sy pa aard. Jou pappa werk graag aan motors en masjiene en jy ook. Daarom sê ons die appel val nie ver van die boom nie. Jy sien, jy en jou pappa aard na mekaar en doen graag dieselfde dinge." Nou verstaan Bernard waarom hulle na hom gekyk het toe oom Dirk vir pappa gesê het, "Die appel val nie ver van die boom nie." Fluit, fluit, my storie is uit.